Sal dit vir ons staan asseblief? Jy kan die sitplekke inneem. Liewe familie en vriende, ek wil net, voordat ek begin, wil ek in die besondere familie met sy gesin en vir Ronel met haar gesin, vir Chris met sy gesin en dan vir u as familie, vir elkeen wat baie naby aan Louis geleef het, wil ek ons innige simpatie oordra van my en Martie se kant af. Ons het ver paaie saam gestap, baie jare gelede, en so deur die jare het 'n mens so effens kontak gehou, omdat Ronel ook daar in Nieu-Seeland is, en my eie dogter ook daar is. Maar my gebed is dat die Here vir julle sal vashou, dat hy julle sal dra, dat hy oomblik vir oomblik by julle sal wees, soos wat hy ook by julle pa was. En dat julle op die pad verder, dat julle sy liefde op 'n baie besonderse wyse sal ervaar. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend vir U mag noem ons Vader. Die een wat ons gekies het deur Jesus Christus en wat vir ons die lewe kom gee het. Wat vir Louis in die lewe ingebring het, wat lank voor die skepping al bepaal het dat hy hier sal wees. En U het geweet hoe sy lewe sal wees. Vader, en hy was in die gedagtes en in die hart. En deur al hierdie 85 jaar het U hom gedra. Opdraandes, afdraandes. En daarvoor sê ons baie dankie. Dankie dat U hom nou ook kom haal het. Want ons glo nie in die noodloop nie. Ons as gelowiges weet dat die Vader op die regte tyd vir ons roep. En daarom, Here, wil ons bid dat die Gees van God vir hierdie familie en vir hulle wat nou hier naby is, dat die Gees hulle sal vertroos en dat U vir hulle sal vashou. Here, ons beveg die dood met ons inspuitings en met ons medikasie en alles, maar wanneer U roep, dan moet ons antwoord. En ons sê daarvoor ook, ons berus, maar wil U self die vertroosting gee. Ons bid dit in die naam van die Here, hy wat die dood oorwin het. Amen. Ek sien julle het 'n liedjie opgesit, ons gaan hom probeer sing so, terwyl ons so saam is, want daar is nou nie begeleiding nie, maar kom ons sing die eerste en dan die derde vers, vers 2 sê, ek sien die veld en die bosse, die blomme en die struike, ek hoor hoe fluister die gras en die bome en die wind, o Heer, U sorg. En terwyl ons hierdie lied sing, sê hy selfs wanneer ons kyk en die dood raak sien, dan kan ons juig, want God is ons Vader. Kom ons staan en dan sing ons dit. O Heer my God, as ek in hierdie wonder, en al die werklik, elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterwolke, hoe dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is hoe groot is wanneer die hele sê begin dit saam, hoe heerlik U grote naam, U seën word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy, hy maak weer wat sonde hier gesien het, hy bring weer op en redding op vir my, dan moet ek juig, my Redder en my
Ek wil graag vir ons lees uit Psalm 63, maar ek gaan dit in Engels lees terwille van die persone wat miskien nie Afrikaans kan verstaan nie, sodat hulle daarom net weet waaruit ons die boodskap bring. Psalm 63, the Psalm of David, when he was in the desert of Judah. You, God, are my God, earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary, and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will fully satisfy you, as with the riches of fruits. With singing lips my mouth will praise you. On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night, because you are my help. I sing in the shadow of your wings. I cling to you. Your right hand upholds me. Net tot sover. Daar is 'n dorpie in Kanada waar hulle op die markplein die gebruik het dat hulle daar 'n monument gebou het en dit van 'n termometer. En omdat dit so koud raak daar, een keer in die jaar, dan begin daar die temperatuur styg en dan styg die rook. En dan weet hulle die lente kom. En as ons vandag hier saam is, dan moet ons sê die kook het gestyg. Dit is lente verloor. En met die lente volg die somer. Maar daarmee saam moet ons sê dat die dood is die groot vyand. Die dood is die groot dief. Hy kom steel waar hy nie moet nie. Hy vat 'n pa weg, hy vat 'n oupa weg. En die dood het die rykes oorwin, die dood het die sterkes oorwin vir Samson, en die dood het die slimmes soos vir Einstein ook oorwin. Maar as een vir wie die dood nie kon oorwin, en dit is vir Jesus Christus. En dit is waar ons hoop lê. Dit is waarin ek en jy ook vorentoe kan kyk. En tog is dit 'n afspraak wat jy en ek moet nakom. Net toe Louis my sien, toe sê hy, Dominee, die jare het 'n bietjie aan jou gevat, né? En ek sê dit vir almal wat trou. Ek sê vir hulle, hoor hierso, julle lyk pragtig op daai huweliksfoto, maar julle bakwerke gaan verander. Maar Louis, daar's een ding wat nie verander nie, die oë. Solank die vonkel in daai oë is. En daarom sê ek altyd vir die paartjies, hou daai vonkel in jou oë, want dis die lewe. Bakwerk sal verander, maar hier binne is ons nog jong, soos wat Chris ook net nou gesê het. En daarom is dit 'n afspraak wat jy nie kan los nie. En jy kan pille drink soos wat jy wil, wat die beste dokter vir jou gee, en as jy voel nee, gaan jy 'n whisky drink, dan is dit seker ook vir jou reg, maar die feit van die saak is, die dood gaan ek en jy nie ontduik nie. Die dood is deel van hierdie lewe, behalwe as die Here kom voor daardie tyd. En Paulus kom in 1 Korintiërs 15, en hy sê, wanneer ons hier saam is, wanneer ons met die dood te doen het ons te doen met planttyd. En daardie saad wat ons in die grond sit, moet eers sterf, en dan ontkiem hy, en dan kry hy gestalte, wat 'n mens nie weet nie, want net God gee gestalte daarin. En dis hoekom julle graag Markus 4, ook as 'n teksvers hier gesit het, van die landbouer wat loop, en as hy sien daardie saad is nou reg, dan kom hy en dan oes hy daardie saad. God het gesien, Louis is klaar, hy het gegroei soos wat hy wou, en daarom moet hy hom kom haal. Maar nou vra 'n mens, hoe hanteer jy die verlange? Want elkeen van ons moet hierna, as ons slaap in die graf is, moet jy weer met die lewe aangaan. En Roniel, jy gaan ver wees. En as hy so ver is die verlange net, ek dink is net 2 keer erger, as wat dit hier is, want jy is daar saam met jou geliefdes, maar die ander geliefdes is hier. En die vraag is, wat maak 'n ou? Hoe maak jy sodat jy môre kan aangaan? En Dawid gee vir ons 'n bietjie raad hier in Psalm 63. Hy is natuurlik in die woestyn. Ons weet nie wat was sy omstandighede nie, want sy seun het hom vervolg, en dit kan ook wees dat hy een of ander nood het, en dis hoekom hy in die woestyn is. Maar die feit van die saak is, terwyl hy daar in die woestyn is, dan soek hy net een ding, hy soek vir God. Hy sê dors na U, Here. In hierdie oomblikke is U die enigste een wie ek wil hê. En dis wat met ons ook gebeur, gewoonlik in hierdie woestyntye, is dit wanneer ons voel, ek het
het nou net die Here wat my kan help. En wanneer ons met die dood te doen het, is dit net hy wat kan vertroos. Ons as mense kan vir mekaar blommetjies stuur, ons kan mekaar druk, ons kan goeie wense toewens, maar is net God, is 'n gees wat jou kan vertroos. Maar dan kom Dawid, en ons 4 klein goedjies wat hy by hier los. Die heel eerste wat hy sê is, hy sê, as ek in die, of ek wil by u in die heiligdom wees, om daar u mag en die grootheid te ondervind. En dan sê hy, die troue liefde is meer werd as die lewe. Hy lê op sy slaapsak, en dan in sy gedagtes sien hy hoe loop hy in die tempel in. En terwyl hy in die tempel in loop, dan sien hy die toonbrode, en hy sien al die instrumente en goed wat hulle daar binne in die tempel het. Maar dan ewe skielik, dan word hy bewus van God se grootheid, en van sy almag, en van sy liefde. En die oomblik wanneer hy bewus raak van daai grootheid van die Here, dan tel hierdie ander goed nie meer. Dan kry hy 'n rustigheid, dan kry hy 'n kalmte. Hy loop daarin met 'n swaar hart in sy gedagtes, maar die mag en die grootheid en die liefde van die Here is dit wat vir hom kalmte gee. En dan sê hy, ek sal U prys en ek sal U loof my lewe lank, want ek ervaar U teenwoordigheid. En ek dink dis die eerste dingetjie wat jy en ek moet doen as ons verlang. Om iewers 'n plekkie te hê waar jy in die heiligdom ingaan. En dit beteken nie jy moet nou 'n kerk gaan soek nie. Sommer daar by jou huis, daar by jy 'n plekkie het, in die tuin of waar ook al, kry vir jou 'n plekkie waar jy met God sit en gesels. Waar jy jou Bybel oopmaak, jy kan selfs 'n kers aansteek, jy kan sagte musiek oor jou selfoon speel of so. Maar daai plekkie is waar jy en God 'n heiligdom het, waar jy sê, Here, gee my die kalmte, gee my die rustigheid, gee my die krag sodat ek kan aangaan. Waar jy ook kan sê, dankie, dankie dat U hom gegee het, met al sy gawes, feit dat hy so gehou het van die kanaries, kyk, daai voeltjie boere is 'n spesie op hulle eie, hulle weet self, met die kompetisies en alles. Ek het so deur die jare al die duiweboere en die kanaries, selfs die hoenders ook, maar elkeen is 'n ander spesie, en hulle het hulle eie sienings en hulle eie dinge. Die fotografie het ek nie geweet, dit was met liefde, want hy sê, weet jy wat, dankie Here, dat Pa sy tyd gegee het, laat ek my tyd ook gee om 'n verskil te maak. Die derde ding wat hy doen is, hy sê, en dan juig ek oor die beskerming onder U vlerke. Hy sê, because You are my help, I sing in the shadow of Your wings. In the shadow of Your wings. En dis die wonderlike, né? Nou sy wil hê, hulle moet sommer hier by haar opsit. Ja. Met ander woorde, hy sê, ek dink aan U vlerke. Nou daar in Deuteronomium lees ons van die arend wat vlieg, en die ma skop die kleintjie uit die nes uit, en dan kom daai ma arend, dan vang sy die kleintjies op haar vlerke. Maar hier is 'n ander beeld. Hier is die beeld van die kapokkendertjie, waar daai kleintjie so onder haar sit. En julle het mos al gesien, daar's niks kwaier as 'n kapokkennetjie, wat daai klein kindjies beskerm nie. Dis die beeld wat hy hier sê. Hy sê, ek sien dat ek onder U vlerke is. Vir 85 jaar het God hom onder sy vlerke gehou. En nou is hy in sy ewige beskerming, onder sy vlerke. En daarom kan jy ook weet dat die Here vir jou en vir my ook onder sy vlerke hou, dat hy ons dra. Met ander woorde, hy sê, heel eers gaan in die tempel in die heiligdom, kry vir jou plekkie waar jy God altyd eer en naby is. Tweedens sê hy, as ek op my bed lê en jy dink terug in die nag, dink hoe hy jou gehelp. Die derde ene sê hy, die vlerke is om my, maar die mooiste is vir my, die vierde en die laaste. Hy sê, ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. I cling to You, Your right hand upholds me. Wat hy eintlik daar wil sê is, ek is in die brandvleis van God, in sy hande. Julle, dis die veiligste plek. Waar kan jy 'n banker kry in hierdie wêreld, waar jy teen bomme, en teen virusse, en teen al die goed van die wêreld bestand kan wees? Daar is nie. Behalwe God se hande. En Louis was in God se hande, en nou is hy vir ewig in God se hande. En daarom, dis die wonderlike,
Net soos wat hy in God se hande is jy en ek ook in die Here se hande. Mag jy ervaar hoe dat hierdie hande vir jou dra. Ek wil afsluit. Die wêreld sal sê, Louis, jy's klaar. Dis vlei, jou storie is uit. Jou hoofstuk is gone. God sê, Louis, is nie klaar nie. Dit begin. Want jy sien die Romeine, toe hulle nog die heersende nasie was, die Romeinse soldate gegaan en die hele wêreld verower, so ver as hulle kon kom. Toe kom sê hulle vir die keiser, daar is nie meer plekke wat ons kan wen nie, ons het alles gewen. Toe kry hulle die lese, non plus ultra, daar is niks meer nie. Daar is niks meer wat ons kan wen. En toe kom Columbus, en hy ontdek nog wêrelddele. Toe besef hulle, maar daai lese van hulle is nie reg nie. En toe het hulle in Spanje, in die stad Valladolid, het hulle waar hierdie lese is non plus ultra, het hulle 'n leeu gemaak, wat daai non eet. En dan bly daar net plus ultra. Daar is nog baie meer. God sê, die wêreld sê non plus ultra, Louis, daar's niks meer nie. God sê, Louis, plus ultra, daar is nog baie meer, die lewe by God. Dis jou troos. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat U vir ons deur die woorde van Dawid wil kom sê, ja, die landbouer wat oes, het kom oes, op die regte tyd, want is God se tyd. En ons wil dankie sê, Here, dat U altyd die regte tyd ken. Maar ons wil vir U dankie sê, dat U sê, sorg dat jy gedurig kontak het met my. Dink aan hoe ek jou help. Ja, en dat U vir ons sê, onthou net, my vlerke is om jou. En dat U vir ons verseker, jy's binne in my hand. Wil U vir hulle wat nou hier sit, ook vashou met U liefde, wil U hulle verseker, U hou hulle vas met U hand. En U hand is die veiligste. Here, ons sê dankie. Dankie vir Louis se gawes. Dit wat hy kon gehad het, waarmee U hom geseën het, deur sy lewe, iemand wat hard gewerk het, wat ook sy belangstellings gehad het, wat met die natuur te doen het, omdat hy God ook daarin raak gesien het. Dankie vir sy kinders, en hulle dra elkeen 'n stukkie van Pa se geur, ook 'n stukkie van sy eie persoonlikheid, want dis hoe hy dit doen met ons, en daarvoor sê ons dankie. En nou bid ons vir die pad vorentoe, vir een en elkeen, wanneer ons hier vanaand weggaan, dat U ons sal lei, dat U ons sal vashou, en dat U hierdie familie sal vertroos, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan nou die begrafnisbriefie hanteer. Toe die groot landbouer die dag van 22 Junie 26 deur sy oesland loop, sien hy 'n aar wat vol ryp en goud is, gereed vir die oes. Soos die Here die gewer is van alle goeie dinge in die lewe, so was hy ook die nemer van Louis wat vir ons so lief en dierbaar was. Ons vind troos in Markus 4, vers 29, en wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. En dan, soos wat Psalm 63 sê, dan hou hy hom in sy hand. Hoe sê ons totsiens, Pa? Jou een gaan dit 'n groot leemte gebring, en Pa gaan baie gemis word. Pa het deur al die jare nie geskroom om ons uit te wys op ons foute nie. En ons kan net dankie sê vir die rolmodel wat jy was. Pa was 'n ikoon in alles wat Pa aangepak het, en het groot sukses behaal uit als. Eers die bekende skoukanarieboer en beoordelaar, later 'n erelid geword. Daarna 'n groot aanhanger van fotografie. Toe tree die ouderdom in, en daarna siekte, maar Pa het nooit gaan lê nie, altyd trots en als met oorgawe aangepak. Jou kinders, kleinkinders, skoonseun, skoondogter, en almal wat aangeraak was deur Pa se teenwoordigheid, se harte is seer, maar ons weet ook dat Pa nou in 'n beter plek is, weg van pyn en lyding, rustig, en stuur groete vir Ma, tot ons weer ontmoet. Vriende, die bedankings in die agterkant, die personeel en dokters van Charlotte Betheke Hospitaal,
van hulle diens en bystand met die afsterwe van Louis. Afbop, baie dankie vir julle insette. Dr. Maurice Sack en die staf for all the years of medical treatment and medication. Al die oproepe boodskappe van almal af, dit word opreg waardeer. Paul Geldenhuis, wat Januarie met pa se siekte in Pretoria elke dag 'n oogie gaan hou het, om seker te maak dat hy versorg is vir die dag, terwyl ons by die werk was. Sonja Oosthuizen en familie, wat met die druk van 'n knoppie ook gesorg het vir pa se medikasie en bystand. Bertie Baard, for your generosity, taking my father to doctors when he needed to go, and all the other assistance he required. Lastly, Sophia and children for the 25 years of service, and even more, the last couple of months that you stayed with Paul, assisted him with his needs and taking care of him. Baie dankie. Ons kan nie almal genoeg dankie sê nie, en daar is nie genoeg woorde om die dankbaarheid te toon teenoor ieder en elk nie. As ons iemand vergeet het, is ons baie jammer. Liefde en groete, en dit kom van Ronel en Louis en hulle gesin. Vriende, ek gaan nou die name van die draers lees, wat gaan uitdra, en die vanaand gaan ons beweeg na Westpark begrafplaas. Wees net versigtig, sit die ligte aan, die verkeer is maar 'n bietjie moeilik. So, die name van die persone wat dan nou gaan dra, die by die kerk is dan Louis, seun, Chris, Boetie, Johan Jordaan, broerskind, Leo Oosthuizen, vriend, Bertie Baard, vriend, en Paul Geldenhuis, ook 'n vriend. Sal hulle vir ons na die Luikswaal, na die kus toe kom as ek wil net seker maak, dat ons so uit. Goed, die rest van die kant staan is
Let asseblief daarop dat die stream nou gaan stop. Ons gaan nou beweeg na die begrafplaas toe. Die stream sal weer live gaan daar en dan kan u weer ingaan. Dankie, totsiens. Ek dink hy sal beter bekend toe gaan op ek. Soos reg. Daar sy. Goed, kom ons kry die draad. Jy kan maar 'n bietjie nader staan, pas op net waar dit ongelyk is. Geliefdes, die Here Jesus het vir Louis kom haal, hoewel die dood van 'n geliefde vir ons baie seer maak, sê hy ek is die opstanding en die lewe en wie in my glo sal lewe al sterwe jy ook. En daarom is dit ons hoop. Wanneer ons hier is, sê Paulus, is dit planttyd. Soos wat daar in Markus 4 ook staan, die een wat plant, sit die saadjie in die grond en daai saadjie sterf en dan groei hy. En dan sê hy die gestalte wat hy gee is eintlik iets waarna ons uitsien. Want is 'n natuurlike liggaam, maar is 'n geestelike liggaam wat opgewek word. Dis 'n kragtelose liggaam, maar dit is een van krag wat opgewek word. En daarom wil ek as 'n stukkie simboliek hierdie koringaard dan sommer net hier op die kus sit, sodat ons weet dat hy is die een wat die landbouer is, God self. En dit wat hy vir ons gee, is in sy beloftes en dit gaan wonderlik wees. Ek wil 'n stukkie iets lees voordat ons verder gaan. Ons wil sê, Louis, ons begrawe jou liggaam, maar nie jou oortuigings nie. Ons begrawe jou hart, maar nie jou liefde nie. Ons begrawe jou oë, maar nie jou gesig nie. Ons begrawe jou voete, maar nie die pad van jou lewe nie. Ons begrawe jou hande, maar nie jou ywerige pogings vir jou gesin nie. Ons begrawe jou skouers, maar nie die sorg wat dit gedra het nie. Ons begrawe jou stem, maar nie jou boodskap nie. Ons begrawe jou gedagte, maar nie jou drome nie. Ons begrawe jou, maar nie jou lewe nie. Ons sê nie vaarwel nie. Ons sê net tot ons mekaar weer sien. En die Bybel sê een dag is soos 1000 jaar vir die Here. In daardie tydsgeleef
sien ons mekaar dalk oor 'n uur. Ek gaan nou geleentheid gee vir u om die kus te sak, behalwe as julle eers die blommetjies wou opsit terwyl die kus hier bo is. Is dit reg is ons? Goed. Nou kom ons gee dan geleentheid terwyl die kus sak, gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Here, afskeid is geweldig swaar. En veral wanneer ons met die dood te doen het. En daarom wil U vir ons help om soos met 'n duikboot deur die geloof aan die kant die water te kan sien. Sodat ons die land kan sien. Die nuwe Jerusalem. God self op sy troon. En hy sê, my kind, jy's tuis. Dankie dat U vir ons die lig aanlos, sodat ons nie bang te wees nie. In Jesus Christus, omdat hy daar was en self teruggekeer het. En as gevolg van sy opstanding, dat ons ook weet, ons staan op uit die dood. Here, en nou bid ons maar net, dat U vir hierdie familie wonderlik naby sal wees, dat U hand hulle sal vashou, en dat hulle sal weet, die Here is by hulle. Dankie dat U, soos in Psalm 23 ook sê, ek is die herder, en jy sal niks kort kom nie, selfs nie in die dood nie. Ons loof U vir die goedheid, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gee nou eers geleentheid vir die nabye familie om net so 'n roos op die kus te gooi en daarna is die res van die welkom om miskien net so strooiblare as 'n laaste blykie van eer te gooi. Familie en vrienden is welkom. De roos is opgevat.
It's not chocolate seed. It's not chocolates, it's not Coke, and it's not medicine either. My dad bought seeds for his garden, and I think should be here. Hij heeft op een geine pas.
Ons wil net vir u sê dat is u welkom om net 'n koppie koffie by die kapel weer te gaan geniet. Ons is net bang u weet nou nie daarvan nie. My skoene uittrek.
Excuse, ek moet groet. Nee, dat is ja, fijn. Dankie vir die hoor. Dis alles reg. En nu, dat is van die hulle. Waarom probeer ek? So, ek wil ja, dat gaat ze wel bij. Als je eerst ons afkomt. Excuse, het zijn nu niet van deze mensen. Het is recht gemaakt voor een kinderprogramma dat is volgende week in Deventer. En dan zijn we bezig met een woord te bewerken. En beskuit is eigenlijk verwacht.